Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. Daar by die ingangsportaal is hierdie boekie Atlas van die Hemel. En agterop is geskrywe, daar verskyn dikwels artikels in tydskrifte en selfs boeke van mense wat beweer dat hulle een of ander hemelse ervaring gehad het. In 'n Atlas van die Hemel benader ons hierdie interessante saak uit 'n ander hoek. Ons gebruik uitsluitlik die Bybel as bron van inligting oor die hemel. Hierdie boek is dus nie op fabel of op fantasie gegrond nie. Nogtans bevind die leser hom in 'n ander wêreld, wanneer hy met 'n atlas van die hemel op toer gaan. Hy lees oor tyd en ewigheid. Hy lees oor hemelse boeke en hemelse diere. Hy lees oor 'n hemelse parlement en 'n hemelse tabernakel. Hy lees oor die troonsaal van God, waaroor ons terloops Dinsdag aand gaan gesels. Dankie vir die geweldige opgewondenheid wat daar in die gehoor bestaan. Hy lees oor die troonsaal van God en oor die nuwe Jerusalem, waar jy 'n huis het. So jy besit eiendom en jy dit nie eens geweet nie, of dalk nie onlangs daaraan gedink nie. Jy geweet jy het eiendom in die hemel? Ja, julle het ja, ons het. Hy lees oor die dodevaart en die hemelvaart van Jesus, vra oor verrassing en selfmoord word beantwoord. Hy lees oor waarom God 'n hel gemaak het. So die boekie is eintlik noodsaaklik vir elke gesin in die gemeente. En binne 2 jaar is die 4de druk van daardie boek. En elke keer is daar 2000 gedruk, so ons is nou besig om na 8000 se boekverkope in 2 jaar se tyd te gaan, in gemeentes in hoofsaak, ook so 'n bietjie by Kom en so voorts, maar in hoofsaak in gemeentes. Nou ja, ek dink hier is nog 'n nagmaalviering na die boodskap, en hier is nog 'n doopdiens ook na die boodskap, so ek het besluit om lekker lank te gesels. Ons het lekker lank gesing, nou gaan ons lekker lank preek, en ons gaan lekker lank aan die tafel sit, en ons gaan lekker lank na die doopdiens kyk, en dan kan julle vinnig huis toe gaan. In 1 Petrus 1 vers 3 en 4 sê die Bybel: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote genade ons die wedergeboorte geskenk het, na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmetlike en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Jesus het aan ons die wedergeboorte geskenk, sodat ons 'n erfenis kan ontvang. Toe hy ons wederbaar het, het ons kinders van God geword. Toe ons kinders van God geword het, het God ons Vader geword. Toe God ons Vader geword het, het ons erfgename van die Vader geword. Want kinders erf by hulle vader. Kinders erf by hulle ouers. Wat is hy besig om te sê?
Julle moet hom nie laat rondstap nie, hy moet op een plek sit, anders gaan hy aan mekaar praat. Hy is glad nie tevrede met sy omstandighede nie. Is daar nie 'n moederskamer waar jy hom kan vat, waar hy kan rondstap en praat nie? Want as hy nou hier praat, praat twee van ons. Jammer, ek stuur jou uit, ek vra groot om verskoning. Hoor daar, daai man is nie beklaar nie, hy begin nou eers. Maar iemand het gesê, as die lammertjies nie bler nie, is die kudde onvrugbaar. So laat hulle maar hulle stemmetjies verhef, daar in die moederskamer. Waar was ons nou? Ons was daar waar ons gesê het, en as ons sy kinders is, dan is hy ons vader. En as hy ons vader is, dan is ons sy erfgename. Geef my so klein bietjie meer volume asseblief. Baie dankie. En die erfporsie wat God vir ons weggebeer het, word volgens vers 4 vir ons in die hemel bewaar. So ons erf nou nie alles wat God vir ons wil gee hier op aarde nie. Ons erf so 'n klein stukkie daarvan hier, maar die groter deel van ons erfporsie word vir ons in die hemel bewaar, totdat ons daar aankom. Ek glo daar is 'n plek soos die hemel. Ek glo daar is 'n lewende God. Ek glo dat hy ons Vader is. En ek glo dat hy vir ons 'n erfporsie daar weggebeer het. Nou wanneer ons eenmaal voor Jesus verskyn, wanneer ons uit die dood opgestaan het, dan gaan ons voor Christus verskyn om loon uit sy hand te ontvang, sê 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ons moet almal voor Jesus verskyn, en hy gaan ons beloon vir ons werke. 1 Korintiërs 3 vers 8 sê, elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Dis nie hoe ons hemel toe gaan nie, of op grond waarvan ons gaan nie. Ons gaan nie op grond van ons werke hemel toe nie, ons gaan op grond van Jesus se werke hemel toe. Ek sê, dis die kruis wat vir ons die hemel oopmaak. Dis die bloed van Jesus wat ons verlos. Maar wanneer ons daar ingegaan het, dan gaan ons beloon word op grond van ons werke. Jesus sê dit ook in Matteus 6 vers 19. Hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So ons moet vir ons skatte bymekaar maak in die hemel, en eenmaal gaan hy dit vir ons gee. Maar ons gaan ook ons erfporsie uit sy hand ontvang. Ons is erfgename van God. Het is eintlik 'n wonderlike gedagte, dat God ons so ryk agtergelaat het. Daarom sê Korintiërs, julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwyl van ons arm geword het, sodat ons deur sy armoede ryk kan word. En die rykdom is die alles insluitende geskenke van God aan ons, geestelik en ook stoflik. God is vir ons baie goed. Baie, baie goed. Nou, as ons dan ons erfporsie in die hemel gaan ontvang, gee God vir ons hier ook al iets, of gee hy nie vir ons iets nie? Ja, natuurlijk. Die Bybel sê, God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. God gee vir ons gesondheid, God gee vir ons werk, God gee vir ons liefdesverhoudinge, God gee vir ons gesinne, families, God gee vir ons oupas en oumas, God gee vir ons paas en maas, God gee vir ons kinders, God gee vir ons werk. Is God nie vir ons goed nie? Hy gee vir ons lewe en asem en alles. So staan dit in Handelinge 17. Lewe en asem en alles. En hy gee ook aan ons sy Heilige Gees.
En die Heilige Gees wat God aan ons gee, vorm deel van die erfporsie wat ons uit God se hand ontvang. Nou, ons ontvang die Heilige Gees al hier, dis 'n soort van 'n vooruitbetaling van ons erfdeel wat vir ons in die hemel wag. Dit staan in Efesiërs 1. Vers 12 sê, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, Efesiërs 1 vers 14, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos. Die Heilige Gees is die onderpand. Eintlik is dit 'n ou woord, ons gebruik deesdae die woord waarborg. Die Heilige Gees is die waarborg van ons erfdeel. So die Heilige Gees wat die Vader aan ons gegee het, is die waarborg aan ons dat God die volle som van ons erfporsie eendag aan ons sal uitbetaal. Is dit nie mooi nie? Dit nie wonderlik nie? Dis waarom die Heilige Gees in ons erfdeel verseker. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur ons, wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self, vers 16, getuig saam met ons gees dat ons kinders is, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. So die Heilige Gees maak ons erfdeel vas. En daarom skryf God ons name ook in sy testament in. Want erfgename se naam staan in die testament van hulle pa en hulle ma, en in die hemel is daar 'n testament waarin ons name geskryf is. Die Bybel noem dit die boek van die lewe. En gemeentes soos hierdie se name is in die boek van die lewe geskryf. As jy byvoorbeeld Openbaring 3 lees, waar Jesus aan die gemeente van Sardes skryf, dan sê hy dit. Hy sê, Openbaring 3 vers 1, skryf van die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy, wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan vers 3, hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief. Jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Vers 5, wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. So Openbaring 3 vers 5 sê, 'n gemeente soos Sardes, wat maar 'n dooierige gemeente was. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Nie dooierig in die mense se oë nie, maar dooierig in God se oë. Kyk, hulle het vir mekaar gesê, as ons nou kerk toe gaan Sondag, waar gaan ons in hierdie omgewing kerk toe? En dan sê almal, Sardes, dis nou 'n lewendige gemeente, kerels. Daar moet jy sien hoe mooi kam die pastoor sy hare, en sy vrou trek so mooi aan in die musiek, en almal stroom na Sardes. Jesus sê, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, maar jy is dood. So pastoor Tiaan, die een wat werklik in die hart van die gemeente kan inkyk, om die kondisie van die gemeente raak te sien, is die hoof van die gemeente. Die een wat jou beter ken as wat jy jouself ken, of as wat die pastoor jou ken, is Jesus Christus. Maar nietemin, die gemeente se name staan in die boek van die lewe. Daar is daar 'n ander plek waar leierskap se naam ook in die boek van die lewe, in die testament van God geskryf is. Filippense 4. Paulus sê in vers 1, daarom my geliefdes, na wie ek ook verlang, my blydskap en
kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. In vers 2, ek vermaan Euodia en ek vermaan Syntyche om eensgesind te wees in die Here. Vers 3, en ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat saam met my gestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. So die gemeente van Filippi het 'n probleem met 2 tannies gehad. Die tannies se name was Euodia en Syntyche. Hulle was oulike tannies, want Paulus rekommendeer hulle het saam met hom gewerk. Maar toe het hulle begin stry oor waar die kandelaar met die 7 kersies moet staan. Of iets van die aard, ek weet nie, Bybel sê ons nou nie waaroor hulle met mekaar die hare ingevlieg het, die 2 ou vrouens nie, en dalk was hulle glad nie so oud nie, maar hoor weer wat sê, hy sê in vers 1, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes, vers 2, ek vermaan Euodia en ek vermaan Syntyche om eensgesind te wees in die Here. Nou ja, as ek nou die brief van die Filippense geskryf het, sou ek baie meer diplomaties gewees het as Paulus. Ek sou gesê het, iemand het my vertel, ek wil nou nie name noem nie, van 2 dames in die gemeente wat vies is vir mekaar. Paulus doen dit nie soos ek het so doen nie, hy sê, ek vermaan Euodia en ek vermaan Syntyche, en vir 2000 jaar staan die 2 dames se name so in die Bybel opgeskryf, dat hulle met mekaar gestry het oor 'n ding. So pas op vir julle, hoor, moet nie met mekaar in die stry gaan nie, dan word dit nou opgeskrywe daarbo. Maar dan sê ek, vra jou ook opregte metgesel, dat jy hierdie vroue behulpsaam moet wees, wat ook saam met my gestry en saam met Clemens en die ander werkers, wie se name in die boek van die lewe is. So al stry die 2 ou tannies met mekaar, is hulle name nogtans in God se testament opgeskryf, want ons gaan nie hemel toe omdat ons nie met mekaar stry of wel stry nie, ons gaan hemel toe omdat God ons vrygespreek het. Ek sê ons gaan hemel toe omdat God ons regverdig verklaar het, en nadat hy ons regverdig verklaar het, begin ons met 'n lewe van heiligmaking. Heiligmaking volg altyd op regverdigmaking en nie andersom nie. 'n sondaar kan nie heilig leef nie. Deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Eers wanneer 'n mens in Christus is, kan hy en sy heilig leef. Sondaars kan moreel goed leef, of mense wat die Here nie ken nie, maar hulle kan nie heilig leef nie. So ons name staan geskrywe in die boek. Die Heilige Gees is al deel van ons erfporsie. Ons erfenis word vir ons in die hemel bewaar. Dis die eerste helfte van wat ek wil sê, nou wil ek na die tweede helfte gaan. En dit is dat seker almal van ons wat hier sit het 'n Bybel. Ek bedoel nou nie noodwendig hier nie, maar jy het darm 'n Bybel. Of jy het 'n selfoon waarop jy 'n Bybel het, maar ek bedoel jy het 'n Bybel, is dit nie waar nie? Nou as jy die Bybel van jou, kom ons gebruik maar ou terme, oopmaak, dan sien jy dat hy in 'n aantal testamente verdeel is. Ek sê jou Bybel is in 'n aantal testamente verdeel. Die een testament gaan van Genesis tot by Maleagi. Wat is daardie testament se naam? Kan almal praat? Die Ou Testament. Dan is daar nog 'n testament wat van Matteus gaan tot by Openbaring, en wat noem ons hom? Die? Glo julle dit? Glo julle dat God 2 testamente het, 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament? Ja, as julle dit glo, het julle verder gevorder teologies as baie professore. Maar hoekom sal die Bybel dan praat van 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament, as dit nie bestaan nie? En nou wil ek sommer nog 'n ander indringende vraag vra, en dit is, kan een persoon
twee verskillende testamente hê wat met mekaar verskil, wat albei te gelykgeldig is? Hoe goed is julle kennis van die reg in hierdie gemeente? As jy nou na 'n prokureur toe gaan, en jy het 'n testament gehad, maar nou gebeur daar dinge, en jy het nou ander erfgename, ensovoorts, en jy skryf 'n nuwe testament, of 'n tweede een, kan die eerste een ook nog geldig wees? Nee, vriende, selfs in ons juridiese wêreld is dit nie moontlik nie, die een word gekanseleer, en dan word die tweede een geldig gemaak. Nou, met hierdie inligting in ons agterkop, wat sê jou logika, wat sê jou gut feeling, wat sê jou common sense vir jou, wat een van die twee is geldig in die Bybel, is geldig, die Ou Testament of die Nuwe een? Natuurlik die Nuwe een, dis 'n openbaring. Daar's baie mense wat dit nie weet nie, daar's mense in Sekunda wat dit nie weet nie, want hulle leef asof die Oue geldig is, en hulle gaan soek hulle heil in die Ou Testament, hulle gaan soek hulle heil by die wet en by die Sabbat, wat 'n gekanseleerde testament is, ek gaan dit vir u wys later. So maklik kan 'n mens 'n fout maak in terme van hoe jy moet glo. Kyk, as iemand vir my vra of ek die Ou Testament lees en liefhet, dan sê ek ja, natuurlik. Ek lees dit graag van Genesis af deur daar Maleagi toe, ek lees graag die Psalms, ek lees die profete, ek lees die konings, ek lees die verhaal van Israel. Hoekom lees ek dit dan, vra jy? Omdat Romeine 15 vers 4 sê, alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. So die Ou Testament gee vir ons wonderlike voorbeelde van hoe God mense gehelp het. As jy die verhaal van Abraham lees, of die verhaal van Josef in die put, en Josef in Potifar ensovoorts, die verhaal van Jakob, jy gaan deur na Dawid toe, jy gaan deur na Daniel toe, oral is daar kosbare voorbeelde van gevalle waar God in mense se lewens ingegryp het. Afgesien van die profetiese inhoud van die Ou Testament, afgesien van die typologiese inhoud van die Ou Testament. Die Ou Testament is 'n wonderlike boek, maar die geloof, die saligheid, nie die geloof nie, die saligheid word nie deur die Ou Testament aangebied nie, die saligheid word deur Jesus Christus aangebied. Daarom sê Johannes 1, die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Dis 'n belangrike onderskeid om te maak. So, ek lees die Ou Testament, maar ek leef in die Nuwe Testament, want die Ou Testament is gekanseleer. Ek gaan nou vir julle wys waar is hy gekanseleer. Goed, jy het dan 2 testamente. Miskien moet ons dan eers vra, wie was die erfgename van die eerste een? En wie is die erfgename van die tweede een? Van die Ou en die Nuwe? Wat is die erfteken en wat is die erfporsie? Nou die erfgename van die Ou Testament word in Genesis 17 vers 11 aangegee as Abraham en sy nakomelinge na die vlees, die Israeliete, en later die Jode genoem. Hulle was die erfgename van die Ou Testament. Wat was die erfteken? Hoe kon jy sien of een van hulle erfgenaam was? Die besnydenis van die voorhuid. Dis nou 'n bietjie verder aan, daar in vers 17 rond en verder in Genesis 17, moes die Joodse, of liewer die Israelitiese seentjies besny word op 8 dae ouderdom, en dit was die teken dat hulle aan die Ou Verbond of die Ou Testament behoort het. So wat was hulle erfporsie? Die erfporsie word dikwels in die Ou Testament genoem, byvoorbeeld in Genesis 15 vers 8. Ek gee aan jou, sê God vir Abraham, die hele land Kanaan, van die groot rivier, die rivier van Egipte af tot by die Eufraat. Die grondgebied van Kanaan was die erfporsie. Hulle het 'n stuk grond gekry. Dis goed, 'n mens kan dit erf.
Jy kan grond erf en dis wat Israel geërf het, 'n stuk grond. Die erfteken was die besnydenis. Die erfgename was Abraham en sy nageslag. Daarom het gelowig en ongelowig, ek bedoel gelowige Israeliet en ongelowige Israeliet, almal in Kanaan gewoon. As jy nou na die Nuwe Testament gaan en jy vra, wie is die erfgename van die Nuwe Testament? Dan sê Jesus in Matteus 28 vers 19 vir sy disippels, gaan dan heen en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, aan al die nasies. Maak disippels van al die nasies. So die erfgename van die Nuwe Testament is alle mense wat volgelinge van Jesus Christus is. Daarom staan het Openbaring 5, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem, sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Dink julle daar is Amerikaners wat die Here dien? Dink julle daar is Eskimo's wat die Here dien? Wat raai julle? Dink julle daar is Argentyne wat die Here dien? Dink julle daar is Australiërs wat die Here dien? Dink julle daar is Russe wat die Here dien? Dink julle daar is Suid-Afrikaners wat die Here dien? Nou, as dit waar is wat ons dink, dan beteken dit dat die skrif waar is wat sê, uit elke stam en taal en volk en nasie. Dus, wie is die erfgename van die Nuwe Testament? Mense wat in Jesus glo. Dis ons. Wat is die erfteken van die Nuwe Testament? Nie die besnydenis van die voorhuid nie, maar die besnydenis van die hart. Ons is die besnydenis, sê Filippense 3 vers 3. Ons wat God in die gees dien. Ons is die besnydenis. Man en vrou word besny in die Nuwe Testament. Ons stel almal gelykwaardig voor God. Daarom sê Paulus, daar is nie meer man en vrou nie. Ons dien die Here almal gelykwaardig. Is dit nie wonderlik nie? Ja. En die erfporsie, die wag vir ons in die hemel. 'n deel van jou erfporsie is jou pragtige woning wat jy in die nuwe Jerusalem besit. Kyk, Jesus sê in Johannes 14, laat julle hart nie ontsteld word nie. Kan julle saam met my praat? Laat julle hart nie ontsteld. Almal saam praat hardop. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Sien? Jesus het dit self gesê. Glo julle dit? Ek glo dit. En daarom as jy nou Openbaring 21 lees, wat oor die nuwe Jerusalem handel, dan sê in vers 7, hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Hy wat oorwin sal alles beerwe, so alles wat verband hou met die stad van God, die nuwe Jerusalem, het niks met ons loon te doen wat ons in die hemel gaan kry nie, maar alles te doen met ons erfporsie. Die loon gaan verskil, maar die erfporsie gaan vir almal dieselfde wees, want ons is gelykwaardig kinders van God. Daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Dus elkeen van ons het 'n lieflike huis in die nuwe Jerusalem, en twee of drie engele om skoon te maak. Nou kyk, dit sê die Bybel nou nie, hoor. Maar ek weet in elk geval dat daar nie motte is nie. En daar is nie roes nie. En daar is ook nie diewe nie. Jesus het dit self gesê. So as daar nie diewe is nie, dan dink ek gaan ons voordeure nie sleutels hê nie. Hoekom het jy 'n sleutel nodig vir 'n voordeur? Dis om jou huis te sluit. As jy weggaan, dat ongewenste gaste nie moet inkom nie. Maar as daar nie ongewenste gaste bestaan nie, waarvoor het jy 'n sleutel nodig? Lekker, niemand gaan met bosse sleutels in die nuwe Jerusalem rondstap nie. Is julle nie bly daaroor nie? Niemand gaan ooit 'n sleuteltjie verloor nie. Ag, daar lê so 'n mooi toekoms vir ons voor.
Ek sê daar lê so 'n mooi toekoms vir ons voor. Nou goed, nou wil ek nog so 'n derde paar goedjies sê voordat ons oorgaan na die tafel toe. En dit is dat die kwessie van die testament word baie mooi in Hebreërs 9 verduidelik. Hebreërs 9 vers 13 sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot die reiniging van die vlees, vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien? Wat sê in vers 13 en 14? Vers 13 sê hy, die Ou Testament was daar diereoffers, in die Nuwe Testament is Jesus geoffer. Al wat hy sê, al hierdie lang woorde sê, in die Ou Testament was daar diereoffers, in die Nuwe Testament is Jesus geoffer. En nou sê vers 15, en daarom, omdat hy geoffer is hy middelaar van 'n Nuwe Testament. Hebreërs 9 vers 15, en daarom is Jesus middelaar, mediator van 'n Nuwe Testament. Jesus is nie die middelaar van die Ou Testament nie. Moses was die middelaar van die Ou Testament, sê Galasiërs 3 vers 19, Galasiërs 3:19, maar Jesus is die middelaar. Vriende, ek is nie ek, Lemmer Du Plessis, is nie 'n volgeling van Moses nie, ek is 'n volgeling van Jesus. Ek sê ek is nie 'n volgeling van Moses nie, ek is 'n volgeling van Jesus. Dis 'n baie belangrike geloofsuitspraak om te maak. In die oomblik as jy Moses volg, stap jy in die duisternis in. Dan môre aand praat ek daaroor. Die oomblik as jy agter Moses aanstap, stap jy in die donkerte in. Die oomblik as jy agter Jesus instap, stap jy in die lig. Hy wat in die lig wandel, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap, koinonia met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Dan sê Hebreërs 9 vers 15, daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van 'n ewige erfenis kan ontvang. Vers 16, want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Vers 17, want 'n testament, kyk Hebreërs 9 vers 17, want 'n testament is geldig by sterfgevalle. Aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Solank jou pa leef, kan jy nog nie erf nie. Hebreërs 9:17 sê, testament is geldig by sterfgevalle. Stem julle met daardie beginsel saam? Stem julle saam? 'n Testament is geldig by sterfgevalle. So as jy na Matteus kyk, en die kruisiging is in Matteus 27 beskryf, waar sterf Jesus? In watter hoofstuk sterf hy in Matteus? 27. Wanneer begin die Nuwe Testament? Matteus 27. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle. Alles wat van Matteus 1 tot 26 gebeur het, is oud-testamenties. So die grootste deel van Matteus lê in sy wese in die Ou Testament. Markus 1 tot 13 lê in die Ou Testament. Lukas 1 tot 43 lê in die Ou Testament. Johannes 1 tot 18 lê in die Ou Testament, alhoewel dit deel vorm van die boeke van die Nuwe Testament. Onthou julle dat Galasiërs 4 vers 4 sê, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Julle geweet Jesus is onder die wet gebore. Hoekom? As dit dan in die Nuwe Testament is, omdat die Ou Testament geldig was toe Jesus gebore is. Hy het toe mos nog nie gesterf nie. Eers toe hy dood gegaan het, dat die Nuwe Testament in werking gekom het. Dis waarom Jesus se ouers hom laat besny het. Want die besnydenis was die teken van die Ou Testament of die Ou Verbond. Dis hoekom hulle die duiwe geoffer het vir Jesus, omdat die wet dit vereis het.
Dis waarom Jesus net vir Jode, net vir Israeliete gepreek het en nie vir ander mense nie. Want die Ou Testament het nie ander volke ingesluit nie. Net Abraham en sy nageslag was die erfgename, nie die Egiptenaars nie, nie die Fenisiërs nie, nie die Romeine nie. Geen wonder nie dat God in die Ou Testament, die tyd van die Ou Testament, vir Israel teen ander volke geveg het. As jy nou in Exodus 14 lees, waar die Israeliete uit Egipte uittrek, dan sit die Egiptenaars hulle agterna, en wanneer hulle in die Rooi See, deur die Rooi See gaan, en terloops ek sien Rooi See is hier gespel, rooi koppelteken C, alles klein lettertjies, hier, toe julle dit gesing het, kan julle nie onthou, julle het oor die Rooi See gesing vanmorgen nie? Nou dit is verkeerd gespel, dit met die hoofletter R wees in een woord, nie met die koppelteken nie. Vir diegene wat die goed op die bord sit. Sê asseblief dankie vir die wenk. Dit wys jy daarom, ek sien raak wat in jou kerk aangaan, pastoor. Ek sit nie hier met toe oogies en wonder wat gaan gebeur nie. Ek lees die goed wat daar geskryf staan wat julle sing, wat ons sing, en ek, ja nou goed, laat ons nie verder daaroor praat nie, dis maar net. Maar 'n man moet wakker wees as jy die Here dien, nie waar nie? Toe die Israeliete deur die Rooi See is met 'n hoofletter, toe die Egiptenaars hulle agterna gejaag, en toe sak hulle wiele, die wiele van hulle strydwaans in die sand in. Toe roep die Egiptenaars, die God van Israel stry vir hulle teen die Egiptenaars. Exodus 14 vers 25. Nou hoe is dit dat God een volk se kant kies teen 'n ander volk? Omdat hierdie volk God se uitverkore volk was. Omdat hierdie volk, die volk van Israel, God se testamentmense was. Maar nie die Egiptenaars nie. Toe Samson deur die Israeliete gebind word en aan die Filistyne oorhandig word, sê Rigters, het hy die toue gebreek en met 'n vars eselskakebeen. Hy sê, die gees van die Here het oor hom vaardig geword, en hy het 1000 Filistyne doodgeslaan. Hoekom het die Heilige Gees Samson se kant gekies en nie die kant van die Filistyne nie? Omdat die testament met Israel gemaak was, en dit het nie die Filistyne ingesluit nie. En as jy 2 Konings 19 lees, dan sien jy, dat toe Sanherib en die Assiriërs Jerusalem omsingel het Hiskia gebid, en God het in een nag 'n engel gestuur, wat 185.000 Assiriërs in een nag doodgeslaan het. 2 Konings 19 vers 35. God het vir Israel geveg, hulle was God se volk. En dis toe Jesus na die aarde toe kom en hy onder die Ou Testament bedien, het hy nooit die evangelie aan nie-Jode verkondig nie, net aan Israeliete alleen. Dit staan in Matteus 15 van vers 21 geskryf. Luister na die interessante storie, ek vertel dit kortliks. Die skrif sê, Matteus 15:21, Jesus het daarvandaan weggegaan van Kapernaum en na Tyrus en Sidon vertrek. Nou van julle kant af gesien, as dit die kaart van Israel is, kan julle die kaart sien. Kan almal die kaart van Israel sien hier teen die muur? Sien julle die Middellandse See aan die linkerkant? Sien julle die Jordaanrivier in die middel? Julle raak al meer opgewonde en enthousiasties, jy kan dit hoor. En sien julle Jerusalem hieronder? En die see van Galilea en Kapernaum, en as jy links gaan, links teen die see, daarbo lê Tyrus en Sidon, 2 stede. Nou gaan Jesus uit die Kanaan grondgebied uit soontoe, en die Bybel sê, daar was 'n Kanaanitiese vrou. Markus noem haar 'n Griekse vrou. Sy was dus nie 'n Jodin nie, sy was dus nie 'n erfgenaam van God nie. Sy was nie erfgenaam van die Ou Testament nie. Sy het geen aanspraak gehad op die seëninge van die Messias nie. Maar sy het 'n krisis gehad. Haar dogter was duiwelbesete.
Toe hoor sy van Jesus en wie hy is, en sy kom en sy roep uit, sy sê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete. En dan sê vers 23, maar Jesus het haar nie 'n woord geantwoord nie. Hoekom dan nie? Hy mag nie met haar praat nie, sy is nie 'n Jood nie, verstaan u? Hy mag gaan nie help nie. Sy disippels kom en sê vir hom, stuur haar weg. Sy roep agter hom ons aan. Matteus 15:24 sê Jesus, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Ek mag hierdie vrou nie help nie. Sy weet niks van hierdie waarhede nie. Sy kom en val voor hom neer en sy sê vir hom, Here, help my. Hy sê vir haar, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Dit is nie mooi om die seëninge van Israel te neem en dit vir die heidene te gee nie. Sy sê, ja Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval. So as daar iets oorskiet van die seëninge van Israel en jy kan my help, asseblief help. Hy sê, vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy dit wil hê, en haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Wonderlik. Nou, 2 tekste, en as ek klaar, pastoor, 2 teksgedeeltes. Die een uit Sagaria 11, die van julle, ek sien as 'n klompie van julle wat in julle Bybels volg, blaai gou na die tweede laaste boek van die Ou Testament, Sagaria. Kyk in die 11de hoofstuk. Soek julle graag 'n interessante boek om te lees? Ek vra, soek julle graag 'n interessante boek om te lees, wat interessanter as DVD's is en wat die internet jou bied ensovoorts, baie interessanter, want dit bevat 'n element wat jy glad nie op die internet kan kry nie, naamlik voorspellings. Julle nie weet wat oor 500 jaar gaan gebeur nie. Wil mense weet wat gaan gebeur? Is mense nuuskierig oor môre en oor 10 jaar? Is dit hoekom hulle Nostradamus se twak lees? Wil julle graag 'n baie interessante boek lees? Sê asseblief ja. Gaan lees Sagaria in die Ou Testament. Dis die tweede laaste boek. Hy's geweldig interessant. Jy sal hom nie neersit as jy met hom begin het nie. En hy het maar net 14 hoofstukkies, kort hoofstukkies. Sê asseblief baie dankie vir die aanbeveling. Ek kom hier en ek gee julle iets en julle is nie eers dankbaar daaroor nie, plaas dat julle op en af spring in die banke van opgewondenheid. Maar nou spaar ek julle 1 hoofstuk, nie die hele hoofstuk nie, ons gaan net hier en daar. Kom ek vertel julle eers die storie van Sagaria 11. Daar was 'n skaapwagter en hy het 'n klompie skape gehad. Dit was 'n moeilike trop skape, ek dink daar was 'n paar bokke onder hulle. En dan voeter hulle hiernatoe, en dan voeter hulle daarnatoe, en dan voeter hulle daarnatoe, kan julle die prentjie sien? En die skaapwagter het vir hom 2 stawe gemaak. Die een het hy hulle mee beskerm, en die ander een het hy, ja, seker die wolwe weggejaag, maar nietemin, en hy toe aan die 2 stawe name gegee, soos wat sommige mense doen, met hulle karre en met hulle fietsse, hulle gee dit soms aan hulle motors name, nee. Hy praat nie die merk wat jy koop, Toyota nie, jou kar, my pa se kar het altyd name gehad. Nou, toe het hy nou 2 stawe waarmee hy die skape oppas, maar toe raak hy nou keelvol vir hierdie klomp moeilike skape en hy roep hulle by mekaar en hy sê vir hulle, luister julle klomp lelike goed, ek gaan loop. Ek is nou klaar met julle. Julle wil nie luister as ek praat nie en ek het nou genoeg gehad. Ek gaan nou my 2 stawe breek wat my verhouding met julle simboliseer en julle moet my betaal vir die dienste wat ek aan julle gelewer het. As julle my nie wil betaal nie, hou julle geld maar ek loop. En toe betaal hulle hom en toe loop hy.
Dis Sagaria 11. Vers 7 sê, die wat die Bybel oop het, en ek het die skape, en ek het die slagskape, waarlik elendige skape opgepas, en ek het vir my 2 stawe geneem, die een het ek genoem lieflikheid, en die ander het ek genoem samebinding, en ek het die skape opgepas. Het julle die name van die 2 stawe? Lieflikheid, sê asseblief lieflikheid, is die een staf, die ander een se naam was samebinding, sê dit? Samebinding. Nou wat was die symboliek? As jy in vers 14 kyk, dan sien jy al klaar wat was die staf samebinding. Hy sê, toe het ek my 2de staf samebinding geneem en dit verbreek om die broederskap tussen Juda en Israel te verbreek. So die 2de staf was 'n simbool van die eenheid van die volk van Israel, tussen Juda en Israel. Nou weet ons, dit gaan in hoofstuk 11 oor Israel, die kudde en God, die herder. Vers 14 leer dit vir ons. Nou goed, vers 9. Daarop het ek gesê, ek wil julle nie meer oppas nie, wat sterwend is, laat sterwe, en wat verlore gaan, laat verlore wees, en laat die wat oorbly mekaar se vleis verslind. Man, wat my betref, kan julle mekaar nou maar opvreet ook, hoor. Is dit nie wat daar staan in vers... Ek vra, is dit nie wat daar staan in vers 9 nie? Nou kan julle mekaar se vleis verslind, so vreet mekaar nou maar op, ek is klaar, ek loop. Vers 12, daarop sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee dan my loon, en so nie, laat dit staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 sikkels silwer. Lui dit by iemand 'n klokkie. Lui 30 sikkel silwer by iemand 'n klokkie. Was dit nie die prys waarvoor Judas Iskariot Jesus verraai het nie? Die Nuwe Testament praat van 30 silwerstukke. Hier word gepraat van sikkel silwer, is presies dieselfde. Dan vers 10. Gaan terug na vers 10. Toe het ek my staf lieflikheid geneem en dit verbreek. Kyk hier, vat sy staf. Om my verbond wat ek met al die volke gesluit het te verbreek. Nou al die volke bedoelende die stamme van Israel. Om my verbond, want dit gaan nie oor ander volke nie, en God het nie 'n verbond met ander volke gehad nie, het 'n volk met Abraham gehad in sy nageslag. So hy verbreek toe hulle hom uitbetaal. Ek sê, toe die kudde, die herder sy 30 silwerstukke gee, toe breek hy sy verbond, toe kanseleer hy sy testament. Dit wil sê die nag voor die kruisiging, toe Judas Iskariot Jesus verraai het vir 30 silwerstukke, daar in die tuin van Getsemane, toe die tempelpolisie van Herodes gekom het en Jesus gevangen neem om arresteer, toe betaal hulle Judas 30 silwerstukke, en in die geestesdimensie neem Jesus die staflieflikheid en hy verbreek dit en hy kanseleer sy verbond met Israel. Geen wonder het 'n paar dae van tevore vir hulle gesê, die koninkryk sal van julle af weggeneem word en aan 'n volk gegee word, wat die vrugte daarvan sal dra. Geen wonder nie, hulle het uitgeroep, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Kruisig hom, kruisig hom. Vers 13. Sagaria 11 vers 13. Hierop sê die Here, nee, ek het vers 11 uitgelaat. 10 het ek gedoen, 11 het ek uitgelaat, het ek nie. 11 sê, en dit is op die dag verbreek. So daar was 'n spesifieke dag, toe die ou verbond, toe die staf verbreek is. Dis op die dag verbreek, en so het die elendiges onder die skape, wat op my ag gegee het, bemerk dat dit 'n woord van die Here was. So daar was van die skape, wat nie gerebelleer het nie, daar was van die skape wat goed was, soos Petrus en Jakobus en Johannes, wat by hom gebly het, en toe hierdie woord vervul word in Getsemane, 500 jaar later,
toe kon hulle aan Sagaria 11 vers 10 sê, die profesie is hier voor ons oë vervul. Wonderlik is God. Vers 13, hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys, die heerlike prys, waarmee ek deur hulle wat staan daar, gewaardeer is. Maar is nie 'n heerlike prys nie, God is sarkasties hier. As jy Eksodus 21 lees vers 32, dan sien jy dat 30 sikkel silwer die prys was wat vir 'n beseerde slaaf betaal moes word. Wanneer 'n bees 'n slaaf gestoot het en die slaaf het seer gekry, moes die eienaar van die bees 30 sikkel silwer aan die eienaar van die beseerde slaaf uitbetaal. Jesus Christus is verraai vir die prys van 'n beseerde slaaf. Daarom is God sarkasties in vers 13, die heerlike prys. Was glad nie 'n heerlike prys nie, waarmee ek deur hulle gewaardeer is. Nou blaai gou na Matteus 27, asseblief, Matteus 27. En toe dit dag geword het, vers 1, het al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam vergader teen Jesus, saam raad gehou teen Jesus, om hom dood te maak. Dis nou die Vrydagoggend vroeg, toe dit dag geword het. Die vorige aand het hy die ou verbond, die Ou Testament gekanseleer, toe hy die staflieflikheid in die tuin van Getsemane gebreek het, in die geestesdimensie. Nou is dit die volgende môre, vers 2 het hom geboei en weggelei en hom oorgelewer aan Pontius Pilatus die gouverneur. Vers 3, daarna het Judas sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry. En hy het die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en ouderlinge gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai, en hulle sê, wat gaan dit ons aan, jy kan toesien. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi. Onthou julle Sagaria 11 vers 13. Hulle het die silwerstukke of die sikkel silwer in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Nou staan daar, en hy het dit in die huis van die Here gegooi en weggeloop en homself gaan ophang. Letterlik word wat in Sagaria geprofeteer is 500 jaar vroeër vervul, die oggend van Jesus se kruisiging. En die owerpriesters het die silwerstukke geneem en gesê, dit is nie geoorloof om dit in die skatkis te stort nie, omdat dit bloedgeld is, en nadat hulle saam raad gehou het, het hulle die stuk grond van die pottebakker daarmee gekoop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daarom is die stuk grond genoem bloedgrond tot vandag toe. In vers 9, toe is vervul wat gespreek is deur die profeet Jeremia, toe hy gesê het, nou in werklikheid, Jeremia praat oor die pottebakker, maar dit was Sagaria wat die woorde gegee het, toe hy gesê het, hulle het dit geneem, en dit in die huis van die Here, die prys van die gewaardeerde, wat hy gewaardeer het, van die kinders van Israel, hulle het dit gegee, vir die grond van die pottebakker, soos die Here my beveel het. En daar kanseleer God sy Ou Testament met Israel. En wanneer Jesus aan die kruis hang, die middelaar van die Nuwe Testament, jy kan vorentoe kom, pastoor Tiaan. Wanneer Jesus aan die kruis hang, die middelaar van die Nuwe Testament, dan skryf hy vir ons 'n testament met sy eie bloed. Ek sê met sy eie bloed. En word elkeen wat Jesus aanneem as saligmaker 'n erfgenaam van die Nuwe Testament.